kan sê dit is die beste dag van 'n Christen. Hierdie dag wat ons kan vier van Jesus vir ons sondes gesterf het, vir myne en jou dit. Kom ons gee die Here 'n ander plek. En welkom almal in die huis van die Here. En ons sê nie net dankie vir die Here nie, maar ons sê dankie vir die Heilige Gees wat hier teenwoordig is vanmôre. En ek wil net die afkondiging eers doen vanmôre. En daar staan vanaand geen meer byeenkoms nie. Sondagoggend was diens. Pastoor Erik en sondagoggend wees geen aanddiens nie, maar net die oggenddiens. Kom saam, kom ons bring nog 'n vriend of iemand saam. En dan vier ons die Here opgestaan. Nou want hy opgestaan het, gaan ons ook opstaan eendag. Is dit nie wonderlik nie? Verjaarsdag, Martin Kreer, senior, hy is nog by die huis. Hy sal seker Sondag nie wees, maar ek weet nie waar koek en lekker voete gaan wees nie. Maar hy verjaardag, weet jy, is daar nog iemand dat verjaardag, ons vergeet het om die naam te sit. Lyk nie vir my, hulle is hier so nie. Maar, en dan volgende week gaan die weer Woensdag aan bid hier. Af vir volgende week. Alstoot. Okay, na die paasweek, ons sal afkondig wanneer het is. Ek hoop julle geniet die diens en kom ons loof en prys die Here as ons nog nooit voor het. Ons sê vir dankie vir die mense wat hier is, hulle wat weg is, wat vir tyd hulle veilig ry op die pad en ander wat werk vandag, dat die Here ook waar by hulle sal wees. Ons gaan nou lof en aanbidding en ons gaan die Here loof en prys. Amen. En voor ek gaan die boodskap gaan bring vanmôre, gaan ons 'n item gelewer deur Marcus gaan ons 'n item gee en aan die woord wat gaan ons in afhaal. Kom ons sê. Pastoor Christus sal jy open asseblief. Ja. Amen. We celebrate you.
Wat sê die Here vir ons in hierdie lied? Kan julle almal my hoor? Ons sing. Halleluja, dankie Jesus. Van die verskoning, die tegnologie, jy weet, altyd moet jy connect met die ding. Halleluja, dankie. Het is net soos dit, wanneer mens moet sing en oefen, dan lyk alles 100%, maar wanneer net wanneer jy op die verhoog kom, dan wil die duivel jou keer, maar hy is alleen aan. Halleluja, dankie Here. Dankie. Ja, soms los maar, want technologie werkt samen volgend hier. Dis vir my laaste lied. Ek hoop van julle het julle Bybels gebring. Vanmôre ons 'n paar skrifte vir julle gee. En boodskap vandag is die 7 kruiswoorde wat Jesus aan die kruis gebring het vir ons. En ek gaan nie lang preek nie, maar ek wil net die boodskap vir julle bring dit van die Here vir my op my hart gelê het. Julle gaan julle Bybels oopmaak in Lukas 23. En ons gaan daar lees van vers 33, 34 en voordat ek gaan lees, almal ken die verhaal van Jesus wat gevange geneem is en wat beskuldig
en dat hulle vir hom gesê het, hulle gaan hom kruisig. En hy moes sy eie kruis dra. Al die pyn, alles wat hy deurgemaak het, was vir ons gewees. Maar hy het nie net dit deurgemaak nie. Hy het ook by die kruis waar Jesus gekruisig is, het hulle die skare ook geskreeu kruisig hom. Maar Jesus in sy groot liefde vir die mensdom vir ons, meer as 2000 jaar gelede het dit gebeur. En hy stel uit en hy wil kom om sy kinders te kom haal. Maar die wêreld is nog ongered. Die mense het nog Jesus nodig. En hy stel uit totdat 'n dag gaan kom, wanneer hy gaan kom om al sy kinders te kom haal. Maar hier is die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die kerk. Dat Jesus Christus, die Seun van God, gekom het om vir ons te sterwe. Is dit nie wonderlike nuus nie? Ek bring goeie nuus. Dis hoekom ons hulle doen Good Friday. Dis 'n goeie Vrydag. Dis iets om oor bly te wees en te juig. Want daar was geen vooruitsig van 'n toekoms vir die mensdom, totdat Jesus op die toneel verskyn het. En so wonderlik is, terwyl hy sy eie kruis moes dra, terwyl hy geslaan is 39 houe op die rug, terwyl Jesus al die smaad en hoon op hom geneem het. Hulle het die spot gedryf met hom, hulle het sy baard uitgetrek. Probeer iemand het, moet jy jou staanbaard betrek, en voel seer is dit. Hulle het alles gedoen met hom. En op bo alles, sy liggaam was swak, 39 houe met 'n sambok, met beenstukke, en hulle sê, om sy ribbe sien, vol bloed, sy gesig, alles. Die raai kruis gedra tot hy nie meer kan nie. Toe langs die pad loop 'n man, Simon van Cyrene. Hy het van 'n plaasdorp afgekom, ek dink hulle is skaapboere gewees. Ek onthou toe ek in die skool was, van het Seekostraat 8, het ons hierdie boek, Man van Cyrene, gehad as 'n ek weet nie wat noem dit meer in die skool, voorskrif of zoiets. En ons moes dit, ons het die hele boek behandel. Ek kon onthou, die man het baie vrae gehad. Toe het hulle al gesien, hy is lekker fris gebouwd. Toe sit hulle die kruis op hom, en Jesus het saamgeloop, totdat hy by die plek gekom het. Plek wat hulle genoem het, Golgotha, hoofskedel. Daar was die gate klaar gemaakt vir 3 kruise. Maar die grootste kruis was in die middel. Teen die kant was daar 2 rowers. En hulle het hom gebring tot by die kruis en hulle het hom vastgespijker. Dink dit jouself, wat sy pyn is dit? Ek het nou woensdag aand besig in die badkamer en terwyl ek besig is, gebeur iets hier in my oog. Dan die aardkevels het gebars en het gebrand, ek het hier gekom, hartens hulle weet, ek kon hom nie sien, ek het so nog 1 oog probeer ry, maar het gebrand aan mekaar. Ek besef wat Jesus deurgemaak het was 'n miljoen keer erger. Die pyn wat hy moes, die deur sy bene, en ek weet as jy net 'n vinger raak kap met 'n hamer, beteken dit kom al ongewenste woorde uit. Maar dit is baie seer. En dan loop jy weg en wil niemand daarby hê.
Hulle wil kyk, maar sê nee, los my net so. Bietjie koud water help met keer. Maar weet jy wat? Dit het ons Heiland vir ons deurgemaak. Toe hulle daar aan die kruis vasspijker, en die kruis ingegooi het in die gat wat gemaak is, dat hy regop moet staan. Het hy die skare so gesien. En terwyl die skare skree, kruisig hom, terwyl die skare rondom hom, duisende mense rondom hom gewees het. Al die nuuskieriges kom kyk. Ander het gesê, weg met hom. Ander het gesê, hy kry sy verdiende loon. Alles het hy deurgemaak. Hy wat geen sonde gehad nie, het tot my sonde gedra, die sonde. Kom ons sê dankie vir die Here wat so baie gedoen het vir ons. En daar aan die kruis van Golgotha het hulle groot teken op gesit, die koning van die Jode. Maar Pilatus wou gehad het, want Jesus het self gesê, ek is die koning van die Jode. Toe wil Pilatus, nie Pilatus, maar die mense wil gehad het, die Joodse raad, wil gehad het, hy wil daar gesit, sê, ek is die koning van die Jode. Maar Pilatus het klaar die woorde geskryf, die koning van die Jode. En toe het hy gesê, wat geskryf is geskryf. En wat geskryf is in die woord van die Here is geskryf. Ons kan niks weglaat of niks byvoeg. En daarom vanmorgen wil ek so, na as moontlik aan die 7 woorde wat Jesus gebring het, wat hy geuiter het, terwyl hy daar pyn gehang het. En ek gaan lees hier van vers 43 van 33 en toe hulle op die plek kom die hoofskedel genoem word, het hulle om daar gekruisig en die kwaaddoeners een aan die regterkant en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle wat hulle weet nie wat hulle doen. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerk. Ek gaan net so ver gaan, net om weer verder lees. Die eerste woord wat Jesus aan die kruis geuiter het, dat almal kan hoor, duidelik, want die hemel, Golgotha, was op die hemel, so almal, die klank het ver getrek, almal kon hoor, Vader, het vir sy Vader in die hemel gebid, vergeef hulle, wat hulle weet nie wat hulle doen. En daai vergifnis staan nog steeds vas, meer as 2000 jaar gelede. Dis nie wonderlik nie. Op hierdie goeie Vrydag, vir die mensdom, en die Here het gesê, julle gaan nie net sterf, maar eendag gaan julle opstaan. En hy, aan die kruis, die eerste kruiswoorde, is dit nie wonderlik vir een vir my. As ek so stil sit en dink, dat die Here my met al my foute, met al my kwale, met alles, het hy vir my dit gedoen. En hy eerste woorde was fantasties. Die woorde wat hy uitgebring het. Vergewe. Jy is klaar vergewe. Dus, hierdie goeie Vrydag, staan daar geskrywe dat dis klaar vergewe. Al jou sondes. Die een wat ons sondes vergewe het, is daar. Die kruis wat hy aan gehang het. En soos die Ou Testament sal skrif wat sê, kan dit nie nou aanhaal nie. Vervloek is hy wat in 'n kruis hang. Maar hy het al die vloeke op ons geneem. Elke keer wat ons kwaad gedoen het of kwaad geword het of goed gesê het wat
En weet jy wat? Vers 43. Of wag ek wil 'n bietjie verder lees vir julle. Vers 39. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos uself van ons. Maar die ander een het geantwoord en hom bestraf en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. Ons tog regverdig, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Maar hy het niks verkeerd gedoen. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer jy in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat 'n troostwoorde vir ons wat sondaars is, gered deur genade. Wat 'n mooi woorde, vandag, op hierdie dag, of as die Here jou kom haal, sal jy saam met hom wees. Is iets om na uit te sien. Baie mense sien uit na vakansie, ander sien uit na tyd van rus, ander het moeg gewerk en hulle wil net 'n bietjie gaan rus by die huis. Maar weet jy wat? Die beste om uit te sien, om by Jesus te wees, al die tyd. Dis die heel beste. Kom ons gee die Here aan. En dan draai die Here sy gesig na hierdie man wat gesê het, dink aan my, wanneer jy in die koninkryk kom. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hulle was ook gekruisig. Hulle sou ook dieselfde dag sterf, en hulle het gesterf. Maar die een wat gedink het aan Jesus, hy het die ewige lewe ontvang. Dink aan hy. En vanmôre het ons Jesus so nodig. In hierdie donker wêreld het ons Jesus nodig. En weet jy, ek wil vers Johannes 19 vers 27 tot verder lees. Dat Jesus gesê het, maar die eerste woord was, Vader vergeef hulle. Die tweede woord, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En Johannes 19 vers 27. Ek het net gelees op. En by die kruis van Jesus staan net sy moeder en sy suster van 'n vers 25. En sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is die seun. Daarop sê hy vir sy disipels, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Jesus draai na sy moeder toe wat by die kruis voete gestaan het. Daar is die seun. Daar is die moeder. U weet, so wonderlik.
as die Here ons kan sy kinders noem, seuns en dogters, ons by die naam noem en sê, jy is myne. En weet jy, ek wil vandag vir julle sê, dat Jesus ook vir die moordenaar aan die kruis bewoord gehad het. Twee moordenaars aan sy kant te gaan, en Jesus in die middel. En hy het vir die moordenaar die woorde gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag is so wonderlik, omdat hy gesê het, dink aan my. Net die gedagte, die Here dink aan ons, want hy het gesterf vir die hele wêreld. Hy het sy lewe gegee vir almal. Nog 'n ander woord, Johannes 19 vers 27, sê Jesus vir een van sy disippels wat daar gestaan het, Johannes, daar is jou moeder, en vir sy ma Maria, daar is jou seun. Jesus het aan alles gedink, terwyl hy daar hang, het hy vir hulle gesê, Johannes, die discipel wat hy so lief gehad het, en elke woord aan die kruis het iets beteken, dat die Here ook vir ons lief het, dat hy ook vir ons gesterf het aan die kruis, en dat hy ook ons sy seuns en dogters kan noem. Is dit nie wonderlik nie? Die God van die hemel, sy eie seun, Jesus, wat in ons plek gesterf het. Ek wil vir u sê, nog 'n woord wat Jesus aan die kruis gesê het. Hy sê, ek het dors. Die soldate daar het kan vol asyn, spons en asyn, en hierop in 'n stengel gesit. En voor hom gehou, toe deur sy lippe getrek en toe draai sy gesig. Hy het gesê, ek het dors. Maar weet jy wat? Hy het dors gehad, sodat nie ek nooit hoef dors te wees. Want die dors, in hierdie wêreld dors ons daar baie dinge. Maar as ons Jesus in ons lewe het, daai dors kan hy alleen vul en volmaak. Hy alleen wat gesterf het vir ons sondes. Terwyl hy daar gehang het en gepraat het met hulle, en die 7 kruiswoorde geuiter het, het hy baie pyn gehad. Spykers deur sy hande en sy voete. 39 houe vir elke sonde siekte in hierdie wêreld. As 39 soorte siektes. Dit het hy vir ons gedoen. Hy het vir ons gesterf, vir my. Soos Paulus gesê het, die grootste sondaar van almal. Want as jy jouself sien in God se lig, dan is jy 'n vrye sondaar. Sonder hoop in hierdie wêreld, maar Jesus het gekom om ons daai hoop te gee. Om ons daai lewe te gee. Daai ewige lewe. Dis die wonderlikste dag in 'n mens se lewe, as ons dink aan wat Jesus vir ons gedoen het. Op hierdie dag, terwyl die wêreld daar buite kan 'n ander fees vier ons fees in binnekant, sê dankie Jesus vir wat jy gedoen het.
En dan het hy nog 'n woord geuiter. En hy is vereis. En Jesus het vir die man aan sy een kant wat gesê het, Here, vandag dink aan my. En hierdie twee manne het met mekaar gepraat terwyl hulle nog hang aan die kruis. Hy sê, as jy die Christus is, verlos, haal my van die kruis af. Maar die ander een het gesê, dink aan my, Here. Net die gedagte. Dink aan my terwyl jy hang aan die kruis. As jy in die paradys kom. En Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So die wonderlike nuus om te weet dat Jesus vir 'n sondaar soos ek en u wat die kruisdood verdien het. Want die Bybel sê, staan geskrywe, vervloek is elkeen wat in 'n kruis hang. Hy het al ons vloeke op hom geneem. Die hele wêreld se van elke jaar wat hy gekruisig is tot hierdie jaar wat ons in leef. 25, ja. Tot in hierdie jaar het Jesus en tot vandag toe, as ons in hom glo, as ons vir hom vra, dan vergewe hy al ons sondes. En hy maak ons los en hy maak ons vry. En ek wil vir jou vandag sê, dat hy ook dink aan die families. Terwyl hy daar hang, en hy sien Johannes, sy disipel aan een kant staan, en hy sien sy moeder, toe sê hy die woorde, daar is die seun. En vir Johannes, daar is die moeder. Hy het tot gedink aan die families, hy het tot gedink aan sy eie moeder, op die kruis, dis een van sy woorde, terwyl hy daar gehang het in pyn, terwyl hy al die vloeke, al die pyn van die hele wêreld op hom geneem het, nie net van een persoon. Ons as mens kan beteken nie een persoon wat ons kwaad aan doen, vergewe nie. Maar die vergifnis het uit hom uitgevloei. Dis die Jesus wat ons dien. En ek wil vir u sê, die Here is so groot en so lief vir ons. En terwyl hy daar hang, het hy gesê, ek het dors. En hulle het spons met asyn en hyssop. Hy sê, dit is verskriklik sleg, ek weet nie wat is dit nie. Die verkry. En hy het sy gesig een kant toe getrek, al wat hy gesê het, ek het dors. Maar hulle het dit so aan hom gesmeer. Ek wil vir u sê vanmorgen, as jy luister na hierdie woord, dat die Here so lief is vir ons, en het hierdie woorde gesê, ek het dors, ek gee hulle om hierdie bitter goed. Maar hy het hierdie bitter deurgemaak vir u en ek. Hy keer wanneer ons 'n kind, of 'n moeder of 'n vader, aan die dood afstaan, as dit bitter vir ons, is nie maklik. Belang as jy die persoon baie lief gehad het. En terwyl hy dors was, dan hy wou seker 'n bietjie water gehad het. Hy daar gehang in die warm son. En sy kruis bo kan die ander twee kruise waar die ander twee mense gehang het. Moordenaars. En sy kruis bo uitgestaan in die middel. Ek wil vir u sê vanmorgen,
dat Jesus het uitgeroep, toe donker word, Eli, lama sabachthani. En hierdie woorde is, my God, waarom het U my verlaat? Toe het donker geword op hierdie aarde. As ons kyk hoe in die toestand van die wêreld, dan weet ons dit is donker. Nasie staan teen nasie op, mense maak mekaar dood. Bloed vloei. Maar Jesus se bloed het gevloei vir ons, vir U en ek vanmôre. En Jesus het gesê, my God, waarom het U my verlaat? Hy het op daardie oomblik verlate gevoel, weet jy, sodat U en ek nooit verlate sal wees. Kom ons gee die Here dankie sê. Hy het gehang aan die kruis vir U en ek. Hy het pyn ons en swaar deurgemaak vir ons. En terwyl hy daar hang, laaste oomblik, toe sê hy hierdie woorde, Tete telestai, Vader in U hande, gee my gees oor. En dit donker geword op die aarde. En die graf het opgegaan. As ons gaan glo in wat Jesus vir ons gedoen het, en ons gaan lewe, die leefstyl wat hy wil hê ons moet lewe, dan gaan die graf ook eendag opgaan. Maar in daardie uur, in Jerusalem het gewys, hy is die opstanding in die lewe. Hy het gesê vir sy disippels, ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Is dit nie wonderlike nuus vanmôre nie, dat ons gaan lewe? Ons gaan lewe, ek sê, kom ons klap hande, kom ons sê dankie Here. Al het ons ook gesterwe. En dat ons, wanneer iemand sterwe wat in Jesus is, moet ons bly wees, want hy het opgevaar. Hy is op daai plek waar die Here wil hê hy moet wees. Jesus sê, Johannes 11, vers 25, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Is dit nie die wonderlikste nuus wat jy nog ooit gehoor het? Dat op hierdie dag, ons gaan nou nagmaal, om sy dood te herdenk, maar op hierdie dag het hy vir ons in die bresse getree. Hy het by die naam genoem. Elkeen van ons by die naam genoem. Sê, jy is myne. Ek het duur betaal vir jou. En op daardie dag, wat sal voorloper, wat eendag gaan gebeur, in Jerusalem het die grafte opgegaan. En die mense kon hulle geliefde sien, beweeg. En dis wat gaan gebeur. As jy in Jesus glo, sal jy lewe, in ewige lewe. En dis waarom ons as Christene, navolgers van Christus, dis wat ons weet. Dat ons in die dag, dat iets het om aan vast te hou. In hierdie woord staan het geskrywe. As iemand in my glo, sal hy lewe, al het hy ook gesterwe. Ons gaan nou die heilige nagmaal neem, om te herdink wat Jesus vir ons gedoen het, aan die kruis.
laaste nagmaal saam met sy disippels gehou. En hy het vir hulle gesê, dink aan my, ek gaan sterwe. Ek gaan aan die kruis hang. Maar so dikwels as julle kan, moet julle onthou wat ek vir julle gedoen het. Moet julle onthou nie, my liggaam het ek gegee om deurboor te word. My liggaam het ek vir julle gegee sodat my bloed julle kan reinig. Iets wat julle kan op staat maak. Ons kry so baie beloftes wat mense by mense maak en dan breek hulle daai beloftes. Maar die belofte van die bloed van Jesus staan vas. Sy belofte dat sy liggaam gebreek kan word, staan ook vas vanmôre. Ons gaan hierdie heilige nagmaal neem. Maar voordat ek aan iets gaan vat, kan ek my hande was. Wat Jesus gedoen het met die laaste avondmaal. Het die brood geneem, gebreek. En hy het vir hulle gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. Doen dit so dikwels as julle kan. Om julleself te herinner, die pad wat ek wil hê julle moet loop. Hy het daai pad van smart geloop. Via dolorosa pyn ek. Hy het alles vir ons gedoen. Vanmôre gaan ons deelneem aan die tafel wat hy voorberei het vir ons. Ek wil hê almal moet eendag gerus saam dit neem. Dankie Here. In Jesus' name. Amen.
doen dit so dikwels as julle kan. Ek was eendag in 'n diens, Silvertyd, en diens wat ons gehou het in Aldoa Park. Terwyl ons daar besig was, toe sy voel die aard ons op nagmaal neem. Nou was mense van verskillende kerke. Die tent was vol. Toe sy daai nagmaal gee vir 'n vrou, en daai vrou daai nagmaal neem, die wyn, druiwesap, terwyl sy gebruik het. Toe skree sy het, sy was blind, toe maak die Here toe. As krag in die bloed van Jesus. As krag in die bloed van Jesus, wat ook al 'n probleem is. Kom ons herken die bloed van Jesus wat vir ons gestort is. Dis vandaag so erken. Dankie Jesus. Dankie Here. Ek weet nie wat nog was hier kan. Ek wil net sê vanmôre, wonderlike voorreg om saam met julle te wees vanmôre. Dit wat die Here vir ons almal gedoen het. En toe Jesus aan die kruis gesterf het en sy laaste asem uitgeblaas het, en daar duisternis gekom op die aarde. Jy weet, in hierdie tyd wat ons leef, is dit duister buitekant. Maar hy het gekom om lig te bring. Hy het gekom om lewe te bring. En ons sê vir hom dankie.
Ons gaan nog 'n paar koortjies sing. Dankie sê vir hierdie wonderlike dag. Want die Here spesiaal vir die mensdom gegee het. En dat hierdie gemeente sal groei van krag tot krag.
Vader. Dat die weet dat die gees is. Die stel die gees vry in hierdie kerk. Dankie Here. Al die lof Here die bring op die 3 eenheid toe, maar daar was tot in ewigheid. Amen. En nou maak die genade van God onze Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. En almal wat dit glo sê. Amen.